baie verskeidenheid van kreatiewe mense. Ons vind meer uit oor elkeen se proses, sy storie en 'n werklikheid van lewe in die wonderlike wêreld van kuns. Môre julle. Ja, ons is ons is môre Marisa. Môre. Ons is Marisa de Tooy en Lyn Smits. Kom ons koppelteken en dink saam met oor wat dit beteken om te skep. Ons gesels vandag met Ingrid Smit en Stilblaai en môre Ingrid. Hallo julle twee, dis vir my baie lekker, dit voel of ons gaan tee drink. Ja, myne is al amper klaar, dit is so baie gesels. Ingrid, soos ons gesê het, jy's in Stilbaai en dit kom met 'n lang storie. Ons almal ken mekaar van jare terug af in Pretoria en dit is so lekker om mekaar weer te sien. Dis so 'n klomp mense met wie ons gesels wat almal verhuis het, met wie ons nog kontak het en dit voel soos familie. En jy het 'n lieflike storie. Ingrid het vir ons 'n baie mooi skryfstuk aangestuur oor haar paadjie wat sy vir leeftydskrif gestuur het en dit was vir my lekker om weer te lees en net eintlik nog 'n bietjie meer van jou te ken, maar vertel ons hoe jy daar uitgekom het en hoe lank jy al daar is en ja, is jou studio by die huis en al alles. Jong, daar's eintlik nogal baie aan die gang op die oomblik wat julle nie eers van weet nie. Ons het in 2017 het ek en my man Stilbaai toe gekom. Hy het vir 'n vriend 'n motorfiets kom aflaai in Stilbaai en ek het gedink Stilbaai is soos in Oranje. Want ek was nog nooit in Stilbaai gewees nie. En Richard is Engels en toe ons in Stilbaai aankom te besluit hy dink hy wil graag hier bly. So toe op daai stadium het ek Ulala gehad in Pretoria. En alles het verskriklik vinnig gebeur. Hy het op daai stadium internasionaal gevlieg wat verander het met die hele COVID ding en so. So dit was amper asof ons pad voorberei is en ons was hierso voordat al die gemors begin het. En ek was baie geheg aan Ulala gewees. Ulala was vir my, ek het nou vanoggend daaraan gedink. Ulala was vir my 'n plek gewees waar daar groepe vrouens na toe gekom het. Daar was een of ander magneet daar gewees waantoe hulle gekom het. In die begin, dit was mooi en dit was lekker. En in die begin het ons net kuns uitgestal en toe het ons begin Annie Sloan doen en werkswinkels. So ek dink in die proses het ek iets soos 2000 vrouens deur 'n Annie Sloan. Ek kan Annie Sloan. Jy kan. Deur die Ek het saam met jou werkswinkels Annie Sloan. Yes, dit was so. Ek het nogal gelag want die Annie Sloan verfkwasse is verskriklik duur geweest. Maar ek was so moeg daarvoor uiteindelik om dit te was. Want al die vrouens gebruik 5 verfkwasse. En toe het ek op 'n stadium gedink, okay, blink plan wat ek gaan doen is ek gaan dit in my skottelgoedwasser sit. Dit het toe nou nie gewerk nie. Maar Ulala was 'n lekker plek vir groepe vrouens en hulle het sin toe gekom want hulle kon daar kreatief wees. En ek kon sien hoe kreatiwiteit in hulle lewe goeders losmaak want vrouens battle mos op hulle eie in die agtergrond en as dit was so snaaks, ons het baie keer sulke houtbordjies geverf. En dan die volgende ding begin die vrou sommer huil oor die houtbordjie. En dit is al daai goeders wat die kreatiwiteit losgemaak het binne in hulle. So, Ulala het ek gelos, ek het hom verkoop aan die meise wat vir my gewerk het, en toe Stilbaai toe getrek, en toe het ek gesê, gaan nooit ooit weer besigheid hê nie. Ek is nou klaar met besigheid, ek gaan net wees. Dit was so die hele plan. En 3 jaar later het ek galery oopgemaak saam met Nadine. En dis baie dieselfde, dis vrouens wat so toe kom. Ons het op hierdie stadium omtrent 50 kunstenaars wat by ons uitstal. Daar is nie een man nie. Dit is net vrouens wat uitstal. En die verskil tussen Ulala en galery is Ulala was vir 'n massa mense wat deurgekom het en galery is 'n stil plek. Vrouens kom sit op hulle eie en loop rond en kyk en vat en voel. So ja, dis opwindend. Stilbaai is heeltemal 'n ander lewe as Pretoria.
Natuurlik is ons vakansietye verskriklik besig. Daar bly gewoonlik so 8000 mense in Stilbaai en in die vakansieseisoen is daar nou 80000 mense. So dit is Dis unbelievable. insane. Ja. So Sjoe. dis almal wat van Pretoria of Stellenbosch toe getrek het, hulle hou vakansie in Stilbaai. Hoorie, so maar voordat ons verder gaan, ek wil net gou vir almal sê wat bietjie kyk of luister, gaan kyk asseblief na Ingrid se werk, ingridsmit.co.za of na Galery se webwerf wat Stilbaai Galery. Onthou Galery in Afrikaans het net een .co.za. So ja, gaan kyk daarna en ja, en kom, julle gaan 3 ure later eers verder aangaan, want dit is iets om na te kyk. Dit is regtig iets om te sien. So gaan kyk gerus daarna. Nou Ingrid, vertel ons bietjie van jou agtergrond en jou opleiding, want jy is overall net 'n kreatiewe mens. Maar wat het jy enige formele opleiding gehad of ietsie 'n rigting wat jy eintlik in jou kop gehad het waarin jy wil spesialiseer? Hoe dit begin? Waar het begin? Okay, so ek het grafiese ontwerp geswat na matriek. En Maar hoekom het jy besluit grafiese ontwerp? ek het gegaan vir die aanlegtoetse in standaard 7 en toe toets ek kuns en toe het ek kuns as 'n vak. Ek het maar daai enetjie geloop, ja. Alraai. En toe gaan kuns swat by Pretoria Technikon en op daai stadium was dit nog die eerste jaar was 'n algemene kursus. Ek het hom ook geskilder en geteken en geverf en alles. En my passie was altyd skilder, maar almal het gesê as jy nou jouself finansiëel wil omsien in die toekoms, doen grafiese ontwerp. So ek het dit gaan swat. Ek is nog steeds bly ek het dit geswat want ek het dit verskriklik baie gebruik tussen toe en nou. Ek het my eie grafiese maatskappy gehad. Ek het webdesign geswat deur UCT, so al die grafiese goeders het daarbey saamgetrek. En ek het in 2024 gesê ek is nie meer 'n grafiese ontwerper nie, meneer, jy moet asseblief iemand anders kry. En net geswat. Want op hierdie stadium skilder ek voltyds en het ons die galery. En dit is so lekker speletjie. Ek is nie meer lus vir ouens wat vir my sê dis die verkeerde font vir 'n logo nie. That was then and this is now. Ja. So ja, dis hoe die pad geloop het. Grafies, web, interieurs, galery en voltyds verf. Dit Nou baie werk. Ek het gaan kyk. Jy het verskriklik baie werk en is verskriklik. Ja. Doen julle self 'n guns en gaan kyk asseblief dadelik na 'n webwerf. Ja. Die ding is, ek het 'n vernoot wat baie jonger as ek is en sy hou nooit op werk nie. So ek moet bybly. En konstant verf. En by galery het ons elke 2 maande 'n nuwe uitstalling. So elke 2 maande is dit nuwe werk en ek en sy skilder net om mure vol te hou. So dit is baie lekker. En ons is net in die groove. Dis verskriklik lekker plek om te wees. Ons het nou 'n klein bietjie gepraat oor die oor jou werkswinkels in Oolala en wat se rol kreatiwiteit in vrouens se lewens speel. Maar ja, vertel ons 'n klein bietjie meer daarvan en hoe kuns wat se rol kuns in jou lewe speel? In my vorige lewe in Pretoria het ek berading gedoen vir vrouens. So ek het 'n hart vir vrouens en die paaie wat hulle loop en paaie tot op gesond word. So dit het alles al in Pretoria gebeur. Een van die goeders wat ek deesdae doen, daar is natuurlik nog steeds baie vrouens in ons lewe wat in en uit by galery. Ons het skilderklasse aangebied wat baie lekker was, maar ons spasie het net beperk geraak. So 'n skilderklas is om tegnieke te leer en
net daar te wees vir mense om hulle bietjie te kan lei, want ons het nou al soveel lessies geleer met die galery en julle weet waar dit al die hele bedryf gaan. Maar vrouens is ook 'n baie groot gedeelte van wat ek gebruik binne in my kuns. Ek verf wat ek noem stillewe. So baie van my werk is vrouens binne in interieur settings of vrouens in water. Vrouens is maar altyd in die tema. Hoorie so, en die hele verhuising in 2017, hoe het jou omgewing jou beïnvloed? Van die stad af na 'n baie stiller lewe. Jy sê nou daar's net 8000 mense wanneer dit buite seisoen is. Ek dink ek weet wanneer ek terug gaan Pretoria toe, dan kry ek soms so angsaanval van al die baie mense. Mens besef dit nie wanneer jy daar bly nie, maar dit het 'n vreeslike groot invloed op 'n mens. Ek was konstant eintlik die woord wat ek nou aan dink is paniekerig gewees, want dit is konstante road rage van verskillende mense af. Weet, dit is baie gespanne. Dis regtig gespanne in vergelyking met 'n lewe op 'n stiller plek. Jy is nou letterlik in Stilbaai. So hoe voel jy dit jou? Ek kan dit sien in jou werk, maar jou werk was nog altyd vir my beautiful gewees. Ek meen dit het net hierdie absolute feminine gevoel en ag, dis net te stunning, maar hoe sal jy sê, voel jy oor jou eie werk, of hoe voel jy dat het jou omgewing jou beïnvloed? In Pretoria het ek, want ek volgens te dink ek het eintlik in Pretoria geskilder nie. Ek het eintlik in Pretoria besigheid gedoen en grafiese ontwerp, nê. So ons het saam uitgestal by Johan op daai maar ek het toe net goed geverf wat vir my mooi is. En daar was nie 'n lyn of 'n storie of enigiets nie. Dit was maar net dit. Toe ons Stilbaai toe trek, het ek besluit dat ek vir 3 jaar al wat ek gaan doen is ek gaan sit, ek gaan tutorials kyk en ek gaan skilder. Want binne die kunsbedryf, dis 'n persoonlike opinie, maar binne in die kunsbedryf is daar so baie mense wat kuns maak, wat net, ek kyk na party van die kuns en ek weet dit het 20 minute gevat om hom te maak en dan verkoop hulle hom vir R10,000. En ek dink nie dit is regverdig nie. Ek dink ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die mense wat ons werk koop. Laat ons hard werk en laat ons excellence het in wat ons doen. So om te kan jy wat illustreer, Marisa, om dit briljant te doen en om regtig iets daarin te sit. So Pretoria vir my was mooi prentjies. Nou is dit vir my, ek skilder baie vrouens, ek skilder baie landskappe met fynbos, want ek ken die omgewing, ek ken die fynbos, ek weet hoe dit ruik, ek weet hoe dit lyk. En dit, as iemand geld spandeer in een van my skilderye, wil ek wil vir hulle iets gee wat kosbaar is en wat meer kosbaar gaan word oor tyd. Ek het kunswerke in my huis waar elke liewe keer as ek na dit kyk, is dit vir my mooi en is dit vir my lekker. En ek wil hê my kuns moet dit vir ander mense in hulle huise gee. Ek sien, I don't know dat julle tweekies bietjie by galery kom kuier, want galery is net, dit is net so lekker plek en die mense loop daar in en is hulle soort van, dit is so ongelooflik rustig hier. Maar die ding van kuns is, ek sê altyd, mense se kuns lyk soos hulle. As jy na 'n kunswerk kyk, kan jy sien hoe lyk die kunstenaar. En die verantwoordelikheid om 'n kunswerk te doen, party van my kunswerke is groot. Ek het 'n fynbos vir 'n vrou geverf in Pretoria wat 1.5 by 1.3 was. So gevat in nommer 3 verfkwassie, nê. Ek het vir 3 maande aan hom geskilder. Maar sy verdien om 'n goeie kunswerk op hom muur te hê. Ek gebruik goeie materiale, ek gebruik Michael Harding verf, ek verf net olie op doek en I want it to be valuable. Dit hoef nie 'n duur skildery te wees nie, maar dit moet vir iemand wat dit ontvang valuable wees. Wat is vir jou, die formaat het nogal, ek sukkel
om groot te werk, is vir my ook moeilik. Ja. Maar wat is vir jou, nou watter groottes of formate neig jy en hoe het jy op olie besluit? Ek praat met baie kunstenaars of mense wat begin verf en sê hulle weet nie eintlik eers waarvan hulle hou nie en hoe moet hulle dit kies nie en hulle wil olie verf want dit is nou wat kuns is. Painting is mos kuns, jy weet. Of Ja. kuns is mos painting, niks anders nie. Hoe kom jy by jou styl uit? Wat jy weet, hoe het jy by jou styl uitgekom? Hoe het jy by dit uitgekom wat jy gekies het? Ek wil olie verf doen. En wat is jou gekose formaat en hoekom kies jy dit? Hoekom dink jy kies jy dit? Ek het in Pretoria het ek altyd in akriel geverf en ek het daai groot buise gehad, nê? En ek was altyd gefrustreerd. My kuns, ek kon nooit 'n skildery maak wat vloei en wat lekker aan die einde uitkom nie. En toe het ek oorgeskakel olieverf toe, net omdat iemand vir my 3 buisies gegee het of wat ook al. En toe begin ek besef ek kan in verskillende lae meer detail kry. Ek het meer tyd om detail in te sit want die proses is soveel stadiger. En toe begin ek met liquin werk en ek werk op verskillende lae wat verskillende dimensies aan my kuns gee en dit het net vir my gewerk. As ek op hierdie stadium een van die goeders wat die afgelope 2 jaar met my gebeur is ek is uitgenooi om deur The Voice uit te stal by Kamers. En Kamers is massaproduksie, né? So jy maak jou minimum 10 paintings en dan gaan hulle in sulke bokse soontoe. Maar jy moet dis nogal 'n production line. Jy weet, so jy moet vinnig kan verf en daar's nie tyd vir sukkel en so nie. So my goeders met 'n kamer te stuur tensy ek bietjie abstract werk of landskappe doen. Hulle verf vir my maklik groot. Hoe ouer ek word, hoe moeiliker raak dit vir my want my skouer raak seer. So daai groot paintings is fisies harde werk om te doen. My stillewees wat ek verf met interieurs en met vrouens in, verf ek wat omtrent 'n A4 is. So dit vat my 'n week of 2 weke om hom te skilder, maar dan is ek klaar. Daai groot skilderye vat soveel uit 'n mens uit. Maar hy het ook sy plek en dit is ook lekker. Ja. Wow. Dis baie interessant. Ek dink, ek kan nog vir jou sê, ek het toe jy getrek het jy so 'n boks vir my kom aflaai met buise akrielverf. Ja. Jy sal maar nie glo nie. Ek verf nog steeds met daai buise akrielverf. Hulle hou net nie op nie. Daar's nie 'n einde aan dit nie hoor. 'n paar van hulle het actually oopgebars want ek het hulle nie mooi toegemaak seker nie of iets en dan as mense nou weer probeer uitdruk dan is hulle moes nou verstop en dan bars hy onder oop. Maar meeste van my verf wat in daai einste blikkie daar op die kas staan is Ingrid verf. So ja, dit is amazing. Ja. So ek het al toe ek Silberg toe kom en ek toe nou die 3 jaar doen. Is daar's 'n website Draw Mix Paint en hierdie ou verf realisties en hy is 'n absolute master en ek het gesit met 'n notaboek en geleer om te skilder. Want op Technikon, al het ek skilder as vak gehad, was dit 'n soort van kom ons maak 'n skildery en dan kyk jy maar wat kom uit. Nou beplan ek my skildery, ek weet hoe gaan hy lyk in my kop voordat ek hom begin verf. En ek weet waartoe om met hom te gaan. So oefen. Ek het daaroor gedink wat julle gesê het met jong kunstenaars, wat moet hulle doen? Hulle moet leer teken en hulle moet leer skilder. Mens kan altyd teruggaan na abstracts toe, né? Ja. Maar jy moet eers jou craft ken. Jy moet hom beoefen. Ek onthou, Lyn, jy kan hierdie dalk beamoen vir my, want ek het op hoërskool het ek so probeer abstract gaan, want dit is mos nou easy, né? Mens soek mos altyd die vinnige en die maklike uitkom as jy veral op hoërskool en jy moet vinnig hierdie projek klaar maak. En ek onthou dit so goed soos gister, en ek is seker of ek gaan 'n boodskap kry van juffrou Vermaak af hierna. Sy het vir my gesê, jy kan nie iets anders doen as om eers dit wat die basiese is te bemeester nie. En om iets te kan teken soos wat dit lyk, is die basiese.
dit is waar jy begin. Dis die boublokke om dan nou, is dit om 'n klavier te leer speel. Jy kan nie gaan en nou gaan jy rock and roll speel, maar jy het nog nooit geleer hoe om scales te doen nie. Ja. So dit is presies dit. Jy moet by die basiese begin en van daar af bou. Maar hierso dit is dis amazing dat jy daai 3 jaar gevat het en so of eintlik van scratch af, jy weet, begin het. Want die mense is so geneig om te dink okay, maar ek het dit nou onder die knie en dan ploeter 'n mens maar net so half voort, jy weet. Maar om terug te gaan op ek wil amper of sê basics toe is commendable. Ek weet nou nie wat se mooi Afrikaanse woord daarvoor nie, maar jy het hordes kunswerke gemaak en jy besit 'n galery en jy verbaas my. Hoe werk jy met die galery? Is daar 'n vaste roetine, werk jy 'n sekere dag en dan Nadine 'n sekere dag? Hoe pas jy alles in? Vat jy by die galery self of by die huis of how do you do it? Okay, so ons het toe ons die galery oopgemaak het, ek en Nadine het mekaar glad nie geken nie. Ek het al gesien by die OK en dan dink ek hou van daai girl. En dan sien ek so kyk vir my, maar ons is altyd hierdie super introverte, so ons het eintlik al, ons moet asseblief koffie drink, dit sal lekker wees. En toe drink ons eendag koffie. Toe sê ek vir, kom ons begin 'n open studios in Stilbaai. Jy skilder, ek skilder, kom ons skilder, ons kyk waar gaan dit. Sê nee, dis reg, maar sy is nou 'n bietjie besig. Ons moet maar volgende jaar weer praat. En dit was so Oktober. En ek het op 'n stadium verby die perseel geloop, waar galery nou is, en hulle het sulke mooi wit deure gehad, maar klein plekkies, 36 vierkante meter, was hoe ons begin het. En toe bel ek op, sê ek Nadine, hulle sê die plek is klaar, ons moet gaan kyk, ons galery is reg vir ons. Sy sê nee, is reg, sy kom daar aan, sy loop in, sy kyk so en dit was net so wit cube. Die mure was wit, die vloer is wit, alles is wit en dit is piepklein. Nee, okay, ons gaan dit vat. 2 weke later te maak ons galery oop. Hierdie kant het al my goeders gehang wat in my garage was en al daai kant haar nakens was baie smarter as myne. Aan die ander kant hang dit ons galery. So dis nou 4 jaar. Ons buurvrou het ongelukkig gelukkig vir ons haar winkel toegemaak, toe kan ons deurbreek, toe het ons meer as verdubbel. Toe begin ons raamwerk doen, so die galery en die raamwerk, en 'n maand gelede het ons 'n vloed gehad deur galery en die uiteinde van dit is dat ons nou 'n nuwe raamfabriek het. En ons het nou ook elkeen 'n studio by die raamfabriek. So, ja, alles net regtig, alles is net fantasties, lekker uitgewerk. Ek en Nadine is 'n baie goeie span, niemand sê wat gedoen moet word nie, wat ook al gedoen moet word, doen ons net. Of dit ek is vir dit doen, of sy is vir dit doen, ons werk verskriklik lekker saam. Ons het 'n span wat vir ons raam ook, en ons werk elkeen 1 dag 'n week, en elke tweede Saterdag by galery, en dan die ander 2 dae is iemand anders daar, want ek dink dit is belangrik dat mense gesig ken. Hulle wil 'n koneksie maak met wie ook al die plek besit, so ons het dit, en die res van die tyd skilder ons, bou ons rame, doen ons net wat ons wil, dit is ons baie lekker. Dit klink idyllies hoor. Ja, partnerships is nie altyd baie maklik nie. Dit is 'n groot uitdaging. Dit is ook iets wat 'n mens moet manage en dit is nie net altyd 'n maklike klik nie. Dit klik dalk in die begin, maar op 'n stadium dan raak dit moeilik. Maar ja, dit is 'n blessing as goeders so werk. Absoluut. Ja, en dit kan vinnig, dit is te verstaan, weet, mense is net mense, so dit is lieflik as mense net 'n lekker puzzle kry. En dit is harde werk, want ons het op hierdie stadium met ons omtrent 50 kunstenaars.
wat vir ons goeders doen. Ons skilder self, ons raam almal se goeders vir hulle en ons eie goed. So, mens moet goed kan saamwerk. Ek wil dit nie op my eie doen nie. Dit is net heeltemal te veel vir my om op my eie te dra. Die Maar druk dit is is ook te lekker veel. vir 'n span. Nee, absoluut. Ek Ons gaan so 'n stem bietjie 100%. later, jammer, ons gaan so 'n bietjie later met jou en Nadine oor die galery self ook praat. Dit is wonderlik om dit, ek wil graag dit met, ons wil graag dit met mense deel en dis weer 'n ander, uit's 'n heeltemal 'n ander boel. Ja, dit sal heerlik wees. Ja, ek wil eintlik ook graag, ons moet ook bietjie gesels oor die ramery, want dit is ook nog 'n interessante ding en hoe dit in mense werk kan komplementeer of nie werk nie en hoe mense dit doen. Maar as jy nou so baie moet werk, want dit is so, mens moet jou dit om die galery een vol te hou, om jou praktyk aan te hou. Hoe hanteer jy creative blocks? Want mens kom net op 'n stadium dat jy nog, ek kom agter ek raak so half versadig op 'n manier en ek weet ek moet aangaan. Daar's nie hy's 'n blokkie want jy het mens het eindelose idees, maar partykeer dan kom maar net ek weet net ek sien ek moet net okay, nou moet ek rarig net stop. Maar ek moet aangaan. Daai hoe hanteer jy jou creative blocks en uitdagings en hoe oorkom jy dit? So daar's nou eintlik tyd vir creative blocks nie, want dan kan ons nie die huur betaal nie. Ja. Dis 'n goeie rede. Dis wat ek sê. Mens moet net aangaan en dan dink ek, okay, ek weet ek moet nou sit en klaarmaak. So, omdat ons temas het by ons galery, het ek elke 2 maande 10 paintings wat ek maak volgens 'n tema. So ek het nie 'n keuse nie, ek moet dit doen. Dit help. Dit help verskriklik baie. Ja. Dit help verskriklik baie. Dis is 'n prompt wat jy het en jy kan nie van dit afwyk nie. Ja. En die feit dat ek en Nadine so naby aan mekaar is en saamwerk, jy weet ons kan die hele tyd vir mekaar sê, okay, hier is ons waar ek is, wat's verkeerd met my painting? Doen dit, gaan sien toe doen dit. Ja. So, dit klink bietjie arrogant om te sê daar's nie tyd vir creative blocks nie, maar daar is regtig nie, want as ek en Nadine nie produce is daar niks skilderye en galery nie. Baie min skilderye en galery. Een van die goeders wat ek geleer het, is om te rus as dit stil is. Want jy het nodig om jou energie op 'n constant te hou. Ek kan nie verf as ek uitgebrand is en moeg nie. So, ons werk dit in batches. Ons werk vir 'n uitstalling of ons altyd het uitgestal by kamers. So, ons werk na deadlines toe en gefokus op dit. Wanneer dit klaar is, doen ek vir 2 weke meeste na die tyd niks. Ek maak lekker kos, ek gaan loop met my schnauzers op die strand en kuier saam met my man. Sodat ek net weer bietjie kan energie bymekaar maak om dan weer aan te gaan. Die ander ding is, omdat ek so vas is en my narratives is uitgesorteer, my styl is uitgesorteer, so wanneer ek gaan sit en verf, skilder ek sukkel nie. Dit, want dis die sukkel wat 'n mens moeg maak. Maar as my energie vol is, kan ek gaan sit en ek weet, my stap 1 is 'n ander painting vir 'n skildery en dan is al die stappies daar om die skildery te voltooi. So dit is 'n production line in hoe ons dit doen. Dis lekker om 'n skildery te sit en vir maande aan om te werk, maar daar's nie vir ons tyd vir maande aan skilderye werk nie. Ons het nodig om hulle vinnig uit te gee. So as daar creative blocks is, ek verf net volgens my temas. As ek nie lus is om 'n vrou te verf nie, verf ek fynbos. En dan teen die tyd wat die skildery klaar is, dan het ek weer 'n nuwe motivering. Ja, Dis hoe ons dit doen. Jy moet net in dit bly. Ek dink jy so dit is 'n mens. Ekskuus, ek val jou in die rede. Ek dink ook 'n mens snaaks vir my vind ek inspireer soms myself. Jy weet as jy nie regtig so voel om te werk nie en jy druk deur en jy werk maar net, dan as jy sien wat jy doen en actually kom jy iets uit, dan
dit motiveer en inspireer om aan te gaan. So, Absoluut. ja. En 'n ander ding is, ons is omring deur kreatiewe mense. Al ons kunstenaars bring vir ons nog meer kreatiwiteit en inspirasie. En Ja. 'n mens leer by mekaar en 'n mens vat 'n bietjie hierso en leen 'n bietjie daar met ander kunstenaars. So die hele gemeenskap van kunstenaars. Een van die goedjies by galery ook. Ek sê altyd, kunstenaars moet ons kies en ons moet hulle kies in 'n keringsproses. Daar is kunstenaars wat ek nooit mee kan saamwerk nie en mense wat nooit saam met my gaan wil of kan werk nie. So ons het ons crowd, ons het ons mense en hulle dink op 'n spesifieke manier en doen op 'n spesifieke manier. Ja. Een van ons kunstenaars wat ook al 'n klomp van hulle, Nicolette Geldenhuys, she's one of us. Sy's een van ons dames se visse. Jy weet, sy is 'n amazing girl. En Joe Roots bring weer heeltemal 'n ander energie. Maar dit is die mense wat met wie ons kan gesels en met wie ons die hele tyd werk. So, is 'n baie groot voorreg. Is interessant dat jy dit sê, want dit is beide mense wat ons al reeds onderhoude mee gevoer het, en dit is so, ek het hulle nog nooit fisies ontmoet nie, ek en Joe Roots het saam 'n uitstalling gedoen by Johan van Heerden, en ek dink jy ken van die Colleen weer, lyn, maar ek kan net sien, jy weet, dis definitief, dis ons trop, it's that tribe, wat mens trek mekaar aan, jy weet, dit is regtig 'n goeie ding. Mens kry ook daarvan, ek en hierdie persoon, daar's net, gaan nie werk nie. Ja, Ons praat net nie dieselfde taal nie. En dit is fyn, want daar's 'n plekkie vir almal van ons. O ja, nee, absoluut. Daai mense so met wie mens nie gel nie, is nie noodwendig bad people nie. Dis net, dit werk net nie. So, Ja. En een van die ding, jy weet, Marissa, jou vriendinne sal maklik my vriendinne kan wees. Hulle is al klaar deur 'n keringsraad. Jy weet, so met die kunstenaars is dit ook so, dat die mense wat 'n Nadine Hansen koop, gaan dieselfde tipe mense wees as wat 'n Ingrid Smit gaan koop. Dis dieselfde as, jy weet, so dit is maar 'n groep mense. Dit is my so amazing om te sien. Een van die goeders wat ons baie gebruik, omdat ons in Stilbaai is en dit is so ver van die hoofweg af, ek meen dit is ons is baie ver van alles af, is sosiale media. Ons sosiale media is ongelooflik besig. Vir galery en vir ons eie goeders. Ja. En ons het followers en hulle koop by ons. Ons nou met ons uitstalling wat ons nou gehad het, 80% van ons verkope was online. Wow. Van ons in Pretoria en girls in Stellenbosch. En hulle bel en dan sê hulle, ek soek daai 6 paintings of wat ook al. Hulle groepeer so en gryp die kunswerk. Dit is hoe dit gebeur. En wanneer hulle op vakansie kom, is galery een van die plekke waar hulle stop om te kom kyk wat gaan aan. Die mure is leeg op hierdie stadium. Maar ek wil net vra. Ja, ons Nadine werk baie hard aan nuwe voorraad. Ja, ons het Lyn is nou deel gewees van julle uitstalling Happy Place en ek was so graag deel gewees het, maar ja. So waaraan werk jy tans? Is dit nou vir jou volgende uitstalling of is dit iets op 'n persoonlike vlak of wat is jou huidige uitdaging? Okay, so ons volgende uitstalling is Grace and Mercy. So ons net gedink yes, you can. Die wêreld is besig om so donker te word. Baie van wat in die wêreld aangaan, mis ek heeltemal op uit, want ek doen nie televisie en nuus en al daai goeters nie. Ja. En ek bly in Stilbaai. Ja, nee. En ons is in Stilbaai, so ons sien dit nie, ons hoor dit nie, dit is net beautiful en veilig by ons. Maar ons het nodig om mooi na mense toe te bring en lig na hulle toe te bring. So dis ons volgende brief. Hy is veronderstel om gister na die kunstenaars toe te gegaan het, maar hy kom hierdie week. So ek gaan aan hom werk en dan is ons volgende stappie waar ons werk, dis altyd ons, van ek en Nadine, is 'n online shop
vir kunstenaars waar hulle rame koop, waar hulle Nice. canvases koop wat klaar geraam is. So jy kry jou Wow. canvas met jou raam, jy verf, jy sit hom in en jy hang hom op die muur. Ja. So, Fabulous. dis ons volgende ene. Ja, Ek ons is love besig it. met dit. Ek love daai idee. Nee, jy praat ook ons nou dat jy gesê het ons moet onsself met mooi omring en jy praat van om alles mooi sinvol om jou op te stel, om 'n scene te stel waarin jy werk en hoekom doen jy dit? Hoekom is dit vir jou belangrik? Galery en ramery het ons om nou gekry het, want dit is 150 vierkante meter fabriekspasie. Dit is huge. Wow. Daar's so Ja. hier en daar ietsie in die plek. Dit is so groot. Maar die een muur was navy en die een muur was swart en ons het vir 'n hele week 40 liter wit verf oral. Alles is wit. En plante en mooi en ons environments moet net mooi wees. Ek dink dat waar jy is en wie jy is en die environment waarin jy werk, is wat op jou doek gaan. Ek kan nie Ja. bekostig om binne in chaos te create nie, want mense gaan nie met dit kan saamleef in hulle huise nie. So dit is vir my baie belangrik. Hoe dit voel, niks hoef perfek of niet te wees nie. Al ons goedjies wat ons koop, al ons meubels wat ons het, kom van die tweedehandse winkel af. Maar dit is net lekker en dit is net mooi. Want dit dra deur op 'n mens se kuns. En Ja. om 'n studio te hê wat reg ingerig is, met 'n esel sodat jou rug nie breek wanneer jy ouer word nie. Al daai goeders is vir my baie belangrik binne in my praktyk. Ja, dis nie 'n luksheid nie, dit is 'n necessity, dis absoluut Absoluut. noodsaak. Ja. Ja. Ek voel ook 'n mens word direk beïnvloed deur jou omgewing om jou. As my studio de mekaar is, dan voel my kop de mekaar, ek kan nie fokus nie. En hoe beter my plantjies doen in die vensterbank, hoe beter doen ek. Ja, dis presies daai ding, is absoluut. Hoorie, so wat beteken sukses vir jou as 'n kunstenaar? Jong, kyk, daar is mos verskillende vlakke van sukses binne obviously oral met kuns, maar in Suid-Afrika is daar's daai ouens en ek het nie genoeg tyd om op hulle vlak uit te kom nie. Maar vir my is sukses om te kan sit 'n skildery te maak, terug te sit en te dink, Ingrid, het jy dit reg gekry? En om mooi goeders vir mense te maak wat hulle wil hê. Ek het vanoggend gou so agter 'n paar goedjies gesit laat dit lyk of ek 'n kunstenaar is, want ek het net skilderye en niemand al my goed het verkoop. So dit is so amazing om dit te kan sê. Maar wat is dit? Dit is iemand wat inloop, Annie Troost, ken julle haar? Sy is ook 'n amazing illustreerder. Sy het vir my na kamers het sy vir my boodskap gestuur. Sê ek wil net vir jou sê ek wou 'n foto geneem het van 'n man wat na jou kunswerk kyk. Hy het gestaan met trane in sy oë, omgedraai en uitgeloop. So wat ook al, ek weet nie wat dit is wat jy vir hom gegee het nie, maar ek wil hê jy moet weet, dit is wat jy gegee het. Ek sou dit nooit geweet het nie en dit is so kosbaar dat sy dit met my gedeel het. Dis my sukses. Ja. Ja. Dat Dis iemand amazing. iets het wat vir hulle regtig iets beteken. En om weer terug te kom, Lyn het gesê van die raamwerk. Ja. Weet jy, dit is so belangrik vir my. Ek dink 'n kunswerk moet goed geverf wees. Maar hy moet goed afgerond wees. Hy moet mooi afgelewer word. Wanneer iemand hom oopmaak, as hulle jou painting gekoop het, moet dit vir hulle 'n geskenk wees wat hulle kry. Ja. Daar is kunstenaars wat goeders al by ons afgelaai het, wat ek net so van dink, waar is jou selfrespek vir jou kuns? Hoe kan jy dit in so 'n boks hierso laat aankom? Present yourself and do it well. Dis Ja. ons gaan nooit Frida Kahlo wees nie. So Frida Kahlo het ek nou al 'n movie gekyk. Sy het 123 paintings dink ek gemaak in haar hele lewe.
Ek meen, ons het dit gemaak in wat? Ons maak dit in 'n jaar, tipe Ja. van ding. Ja, Maar daar's 'n waarde daaraan in hoe sy dit gedoen het. ja, En dis vir my sukses. Ek weet nie Ja. hoeveel paintings gaan ek in my lewe maak nie. En dit maak glad nie saak nie. Ek wil net hê elkeen moet mooi wees. ja. Ja, iemand bly maak, iemand lekker laat voel, of jy weet, ja, iets in hulle stir, of, ag ja, dis nie Ja. altyd maklik nie. Dit is nie altyd maklik nie, en ek is so, dit is vir my nogal 'n moeilike ding om daai balans te hou. Ek sukkel om, dis moeilik om 'n balans te hê tussen te weet, okay, hierdie is wat die kliënt gaan van hou, maar dis wat ek wil sê. En is daar vir jou, is dit vir jou, hoe hanteer jy daai ding? Want mense kan sien, okay, jy's hierdie het nou goed verkoop. Ek is nie altyd noodwendig lus om nog van hierdie te maak nie. Ek wil maak wat ek wil, want ek voel ek moet dit doen. Hoe hanteer jy daai balans om te sien, okay, want jy weet mos, jy werk met kliënte, jy hoor wat hulle sê, jy sien wat hulle koop, om nie in daai trap te val van ek gaan nou in die kliënt se paadjie inloop nie. Ek weet dit is belangrik want ons moet geld maak en ons moet goed betaal en al daai gaan. Hoe hanteer jy daai balans? So, die eerste persoon wat my gekontak het vir 'n kommissie was vir my 'n verskriklike groot pluimpie geweest. Dit was vir my, fantasties. Ek gaan 'n commission vir iemand doen. Dis die grootste nagmerrie in die lewe. Want ek in 'n diens altyd, ek sê vir Nadine, ek weet, ek kan nie ver wat in hulle koppe is nie, want ek weet nie wat is in hulle koppe nie. Hulle kan vir my probeer verduidelik, maar Ja, dis nie ek nie. So, Ja. ek het besluit, ek doen nie commissions nie. Ek verf wat ek wil verf, ek stel dit uit, sou jy hom wil hê, mag jy hom koop, maar ek gaan nie nog eene verf nie, en ek Ja. gaan nie commissies doen nie. Ek kan dit nie doen nie. ja, Want as ek 'n 1 meter by 1 meter fynbos verf, om hom weer te verf, want die mense wil hê, ek wil asseblief dieselfde een hê. ja, hulle doen dit. Hoe render jy 'n kwassaal? Ek meen, dit is onmoontlik om dit te doen. Dit maak jou werk styf en geforseerd. En ek kan Ja. dit nie doen nie. So ek doen nie meer commissions nie. Fantasties. Dis eintlik wonderlik om te kan sê, weet jy, nee. Dankie, Fyn. maar nee. Ja. Ja. Ek dink ja. ek dink jy is die eerste persoon wat ek hoor wat actually nee sê vir commissions, en dit's wonderlik. Want Ja. ek dink ek kan jou voorbeeld volg as iemand my moet weer vra by commission. Dis net soveel Ek beter. wens dit. Dis soveel Ja. beter. En die ding is, ek skilder nie vir verkope nie. Dis Ja. wonderlik dat my werk verkoop. Mm, Maar Ja. ek het nodig, ek weet nie eers wat my skilderye vir mense moet beteken nie. Ek kan nie iets in 'n skildery in werk nie. Mense kry goed uit skilderye uit wat ek nie bedoel het dat dit daar is nie. Ja, presies. En ek kan render. Ek kan tegnies, kan ek 'n skildery 3 keer verf as iemand hom 3 keer wil koop, maar ek wil dit nie meer doen nie. Ek wil dit nie meer doen nie. Ek wil skilder waar ek is. Dis vir my belangrik dat 'n skildery 'n baie goeie titel het. Ek het nou 'n skildery geverf vir 'n happy place met 2 girls in 'n turquoise blou water met oranje en geel costumes aan, en die titel van dit is The Girls We Were. En Ja. dit was net so lekker gewees om dit te doen sonder enigiemand anders se Ja. storieetjies op dit. 'n Kunswerk moet 'n sterk titel hê, want as die mense daar staan, is dit net die titel wat vir hulle sê wat die storie agter die skildery Ek is. wil vir jou sê dat daai skildery is vir my verskriklik mooi. Ek het regtig lank stil gestaan by hom en gekyk, fisies, en nou nie fisies nie op my rekenaar, maar ek het lank van hom stil gestaan, want die kleure is so striking, maar net die naam het my ewe skielik nostalgie gegee wat ek nie geweet het waar dit vandaan kom nie. Ek probeer te dink, so met wie het ek nou al so in 'n dam geswem
Jy weet, Nee. dit laat jou dadelik dink, maar hoekom laat dit my so nostalgies voel? Dit het my verskriklike nostalgie gegee en ja, wow, dan, dit is beautiful. En is 'n happy painting. Dis nie Ja. nee. Ja, Nee, dis dis nie nie hartseer. Ja. Want ek het hom so baie keer kom die titel eers en dan die painting. Maar met daai net die painting gekom en toe ek kom so kyk toe dog ek, those all the girls we were. Ons het so vry in die water geswem en nou is dit 'n ander tyd in ons lewens. Maar dit was net lekker om daai nou. It wouldn't be Ek pretty het, if we do it now. I don't think so, no. Wel, die waarheid is in die 10 jaar wat ek in Stilbaai bly, het ek nog nie in die see geswem nie. Okay, Oh, alright. So ek het nie 'n Gaan swem kostuum nie. nie. Gaan swem nie, dammit. Jou toekomsplanne, dis die volgende vraag. Is dit, Ja. het dit swem enigstens is daar enige projekte waar jy gaan swem of iets? Ek gaan net aanhou doen wat ek doen. Ja. Ek wil niks anders doen nie. Ek love wat ek doen, waar ons bly, die mense in ons gemeenskap is so fantasties. Die galery is vir my lekker, ons kliënte is nice. Ja. Ek gaan net aanhou doen wat ek doen. En kyk hoe die paadjie loop. Want Ja. as 'n mens terugkyk, as ek terugkyk toe ek geswat het, grafies en hoe ek nou grafies gebruik, hoe ek die website design en alles nou gebruik. Alles was maar goedjies in my mandjies wat ek bymekaar gemaak het om te wees vir ons is. Wat nou is. Ja, nee, Ja. presies. Ek weet ek doen wat ek moet doen. Ja. I was created to do this. Dis 'n Daar's goeie niks plek anders by wat te ek wil wees. Daar's niks anders wat ek wil doen nie. Ja, al wat ek wil hê, Richard sê vir my, okay, so if you can have all the money in the world, what is it that you would buy with it? Michael Harding paint. Net nog ver. Nog ver. Ja, die Ja. materiale is prakduur. Ek sê ook vir die mense, dit is snaakse goed wat die pryse opsteek. Jy nou sê van alles moet mooi verpak wees. Dis een van die grootste, dit is 'n massiewe uitgawe wat mense nie besef nie. En ek dink dit is iets om oor te gesels met galery ook. Een om die spasie te stoor van waar hierdie verpakkingsmateriaal bære en dat dit is soos jy sê, jy kan nie, ek skaam my dood as ek mense goed in bierbokse vir mense stuur want ek bly langs 'n kroeg waar daar baie bierbokse is. Maar dit is 'n groot ding. Dit is soos wat jy sê, iets moet mooi wees. Mens wil nie dit vir in 'n lelike ding steek nie. Jy wil dit veral nie vir 'n kliënt nie. Maar dit is 'n groot uitgawe en mense wonder hoekom paintings duur is. Dis nie net oor dat 'n mens baie van jouself dink of wat jy dink kuns moet duur wees nie. Daar gaan net vreeslik baie in en goeie kwaliteit materiale is nou maar net weet daar is net 'n groot verskil en dit is 'n groot ding. Ek het altyd gedink want dit het met my gaan oor het jy 'n Apple Mac of het jy 'n PC? Nee, ek is 'n ontwerper, ek het definitief net 'n Apple Mac, né? Ja. So, toe ek begin skilder, dis dieselfde. Verf ek met Winsor & Newton en waarop verf ek, né? En ek het gedink, ag weet jy wat, dit kan nie so groot verskil maak nie. Maar weet jy wat, dit maak 'n baie groot verskil. O ja. Ek sê nou die hele tyd ek verf met Michael Harding en Rosemary & Co verfkasse. Ek kan nie die goeders doen met 'n Winsor & Newton wat ek kan doen met 'n Michael Harding nie. Michael Harding gebruik ek soveel pigment. Die pigment is so fantasties en sterk dat my kleur presies reg is. Ek kry hom nie gemeng met 'n Winsor & Newton nie. Dit maak it is the toolbox. Ja. Jy kan dit nie doen met iets substandard nie. Ja. Maar ek wil in dieselfde asem sê dat mense sê, maar ek het nie 'n studio nie of jy is so gelukkig jy het werkspasie of jy het hierdie goed of wat ook al, jy het al hierdie materiale. Dit moet mens nie weerhou om te skep nie. Want ek het die naaste goed wat ek al gemaak het ek op my klein kombuistafeltjie gemaak of in my sitkamer op so 'n klein tafeltjie, al het ek 'n werkspasie.
spasie moet jou nie weerhou nie. Jy kan in so klein spasie iets maak. Absoluut. Materiale moet jou nie weerhou nie. Jy kan met 'n stok en ink of 'n stok en Moeder, akriel wat jy by die hardware gekoop het, kan jy amazing kunswerk maak. Ja. Dit is 'n ongelukkig is dit vir my 'n groot ding wat mense voel hulle kan nie, maar ek het nie die regte goed nie. Ek het nie die reg. Dit maak 'n verskil en ek dink daai verskil kom eers in as jy 'n baie lang pad gestap het en jy voel Absoluut. maar dit is wat vir my werk. Maar ek het ja, daar is definitief ek wil dit ook noem, maar dit is so ek met papier is vir my die grootste kneelter as daai papier nie reg is nie en dit is duur. Dis 'n duur leefstyl. Dis 'n leefstyl. ja, dis maar Ja, dis mens maar moet dieselfde plan. dieselfde met my Ja. penne. Jy kan met 'n big pen teken en illustreer. Maar kyk, as ek 'n Copic pen kan gebruik, dan gaan ek veel eerder dit gebruik. Maar dit het my nog nooit weerhou om te teken of te skribbel of te doodle of te enige iets nie. En dit is ultimately hoe enige iemand begin. As jy op skool is, ek dink my wiskunde, aardrykskunde, geskiedenis, al daai boeke was vol geskribbel gewees met die mooiste doodles en dit was nie Copic penne gewees nie, dit was my gewone big penne gewees, maar dit was daai growing pains gewees. En om op 'n punt te wees waar jy weet Copics dis absoluut die crème de la crème van 'n pen om mee te teken. Wel vir my, ek weet daar's seker nog beter as dit, maar vir my is dit awesome. Ja. Nee, dit is die waarheid. Dit is die waarheid. Ons kan met enigiets werk. Maar wat ek wel weet, nê, is die verf wat ek nou gebruik ek soveel minder van hom dat hy aan die einde van die dag goedkoper is Ja, as iets wat ek net ergens van P&A se rak af kan vat. ja. Die belangrike ding is om te create. Ja. Ja. Net aanhou en 'n paadjie elke dag consistently jou paadjie te loop en jy gaan uitkom waar jy moet wees. Ja, dit Ja. is so. Dis daai onophoudelike audacity to create. Ja. Ek hou altyd van, ek het dit iewers gehoor eendag, ek kan nie eers onthou waar nie. Die audacity wat mense het om te dink dat jy iets kan skep wat ander mense kan move. So ja, dit stik my altyd by. Maar dit is ook vir my half, dis so nice om daaraan te dink. Ja, die Here is the creator of the universe en hy het vir ons 'n gedeelte van daai talent gegee. En dis ons verantwoordelikheid om dit oordentlik te hanteer. Ja, In wat ons doen. ons het 'n verantwoordelikheid daarmee. Ons het 'n verantwoordelikheid daarmee. Ja. En dis alles goed en lekker. En 'n ander ding is, ek het nou al 'n paar keer gesê van ouderdom. Maar weet julle, ons kan aanhou en hierdie dingetjie doen totdat ons 95 is. Ons moet net seker maak die skouer raak nie uit nie, maar behalwe dit kan ons vir altyd create. So Ja. ek verf nou 9 jaar voltyds. Wat gebeur binne die volgende 9 jaar of die Ja. volgende 18 jaar? Waarby gaan ons uitkom? Dit gaan so Ja. exciting wees. Dis exciting. Ek moet sê ek het ook 'n tennis elmboog ontwikkel en my linker elmboog. Hoe? Weet ek nie. Dis van papier vashou terwyl ek op die ligtafel werk. Dis kunstenaars, die hande en die elmboog en die oogies. Ja. Ja, ek sit nou net en dink jy is baie gelukkig. Ek sien jy dra nie 'n bril nie. Ek kan Ek ek het laat ek lazy dit gehad. O, Ek het Ah. bril gebring, ja. hoorie so, ons vra sommer vir almal altyd so en dan leer ons ook nog 'n bietjie meer van jou. Waarna luister jy terwyl jy besig is om te skep? Boeke, audioboeke, musiek? So ek kan nie meer na musiek luister nie. Ek kan nie na musiek luister met lirieke nie want dit vat my op 'n paadjie waarop ek nie altyd noodwendig wil wees nie. Papaatjie. So ek luister of musiek sonder enige gesing. En ek luister audiobooks. So Elizabeth Gilbert, Eat Love Pray, dit klink vir my dit is
klink nie vir my hoor klas nie, maar ek moet veel sê, haar boeke, om na haar boeke te luister, want sy narrate self, haar stories, is vir my 'n baie goeie plek om te wees terwyl ek skilder. Ek het Big Magic geluister nou onlangs. Ek luister goeters oor en oor en oor. So ek luister stories en ek luister vir Elizabeth Gilbert. City of Girls, al haar goeters het altyd 'n creative twist met haar karakters en haar mense en dit voel net soos my wêreld. Dis wat ek nou luister. Ek wil gou vir julle share wat ek gister klaar geluister het. Ek dink ek het al my lewe so baie gehuil met 'n boek soos wat ek gister gehuil het nie. It was ugly sobs, julle. Dit was ugly. It wasn't pretty. Ek was baie dankbaar ek was alleen in die studio gewees gister. Maar dit is Seeking Allah Finding Jesus. Oh my word. Ek kan dit nie genoeg aanbeveel nie. Dit is regtig as jy op 'n geestelike verdieping wil gaan. Ek kan highly recommend it. Ek het 'n nuwe boek nodig. Ek sal hom luister. Ja. Audible, nee. Ja. Nabil Qureshi, ja. Hy is al reeds oorlede. Hy was baie jonk toe hy oorlede is. So ek wil nie dit vir jou sê want die persoon wat dit aan my Astrid, ons het daar ook al onderhoud met haar gehad. Sy het dit aan my voorgestel en want ons het gepraat. Ons het mekaar so lank gesien toe ons 'n aanlyn koffiedייט gehad. Toe sad is dit, maar ons het. Maar in elk geval, en toe sê sy, sy het nou net die boek klaar geluister en dis van Nabil Qureshi. Toe sê ek, ek het al baie van Nabil Qureshi se apologetics gekyk en hy is awesome. Toe sê sy, ja, sy boek is amazing en toe ek die boek gaan aflaai op Audible, so dadelik en sy sê sy het hom in 'n dag klaar geluister want sy kon net nie ophou luister nie. Sy het met haar foon in haar sak rondgeloop en oorfone en soos 'n kluisenaar net soos alles gedoen met dit. En lekker. Ja, dis een van daai. So. Ek gaan hom vanmiddag kry. Vanmiddag. Ja. Maar ja, Ingrid, baie dankie. Ag, dankie vir julle. Dit was nou vir my baie lekker. Dit was nou soos tee drink. Ons moet meer doen. Ons moet. En vir 'n tee bring ek vir Nadine. Nadine is baie oulik. Asseblief, ja, ek wil haar vreeslik graag ontmoet en ek dink ek en Lyn met 'n roadtrip. Ek word 50 hierdie jaar, Lyn. Ek het nog nie gedink aan iets wat ek wil doen nie. Dalk is dit 'n trip Stilbaai toe. Ek dink ook so, dit is 'n goeie plan. Ja, dit sal goed wees. Ingrid, ons weet tyd is kosbaar en dankie dat jy dit aan ons afgestaan het en dit was verskriklik lekker om jou te sien. Ek dink elke keer as ons met mense praat, dan voel dit nie of mense mekaar al so lank terug gesien het nie. En al het ons nie mekaar eers so baie gesien nie, want ons almal het so gewerk en gewinkel en produkte maak en kuns maak en alles, maar dit is soos ons in die begin gesê, dit is 'n drive en daar's 'n lekker gevoel en ja, dit is 'n kosbaar. Dit is ook kosbaar. Net nog een dingetjie sê. Ja, ons het vir ons 'n pres gekoop wat ons nog nie gebruik het nie. Hy's beautiful, né? So ons het gedink ons nooi so 5 of 10 girls, maar ons kan almal bietjie 'n voorstel maak. Dan kom julle Stilbaai toe en dan doen ons printmaking bietjie vir 'n week. Fantasties. Dit klink soos die hemel. Julle moet kom. Okay, julle is op die lys. Julle is nommer 1 en nommer 2 op die lys. Baie dankie. Ja. Nicolet sal ons leer. Printmaking retreat. Ja, absoluut. Dis lekker julle, dankie hoor. Baie dankie. Dankie dat jy met ons gedeel het en dat jy oopgemaak het en jou hartsgeheime of nie geheime nie, jou hart met ons gedeel het en dat ons lekker kon gesels. Ons sien uit om met julle vinnig weer te kan gesels by die galery. Ek wil baie graag dit met mense deel. En ons gaan die links van alles ook op die onder die video gee, as ook dat hulle kan teruggaan. Ek wonder of is julle katalogus nog beskikbaar na die tyd, al is die werke nou verkoop. Ons sal daai link ook stuur. Dit is verskriklik. Dit is een van die groot, ek dink een van julle groot magic punte van verkope ook. Die katalogus of die elektroniese katalogus is verskriklik mooi en dis lekker om na te kyk. Dit gee mense altyd ook 'n lekker idee van
die styl en die prys en die trant van alles. Ons sien baie uit. Dankie. Dankie vir julle. Dankie Ingrid, dankie Lyn. Julle ek wil net sê, Oké. volg ons asseblief vir meer gesprekke met nog kunstenaars en kreatiewe denkers en tot volgende keer. Hou aan koppel, hou aan teken. Nou, gaan koppelteken iets. Dankie julle. Bye. Oh, so weer recording. Okay. Alright.